Hallo en welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na 'n hoofstuk uit Dr. Letts Pretorius se boek, Boereboek. Ja, en dit is belangrik om te onthou, alles wat ons bespreek kom direk uit daardie teks. Presies, ons kyk na sy spesifieke analise. Die hoofstuk fokus op wat hy die Basa 21 noem. Dis nou die blanke Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner in die 21ste eeu. En die kernvraag in die hoofstuk is eintlik, hoekom is daar soveel verdeeldheid? Soos hy dit sien natuurlik. Ja, waar kom hierdie onsekerheid en welverdeeldheid vandaan volgens die skrywer? En hy kyk spesifiek na die interne faktore. Hy voer dit grootliks terug na die manier hoe twee kernidentiteite histories ontwikkel het. Goed, so die basiese idee hier, as ek die teks reg lees, is dat hierdie nie 'n splinternuwe ding is nie. Dit het 'n lang aanloop. Dis reg, hy argumenteer daar was nog altyd soort van twee strome. Meer bereid was om in te pas, te konformeer binne 'n groter stelsel. Ja, en dan 'n ander deel met 'n baie sterk drang na onafhanklikheid, 'n soewereiniteitsidee. En hierdie spanning tussen die twee, dis wat die konflik oor identiteit volgens die boek vandaan kom. Jep. En dis nogal fascinerend hoe hy dit dan koppel aan wat hy sien as die oorsprong van twee groepe. Die kolonialer, wat hy sê later die Afrikaner geword het, en dan die boer. OK, verduidelik dit 'n bietjie. Die boer se voorsate. Wel, volgens die teks het hulle doelbewus weggetrek, die binneland in, juis om weg te kom van koloniale gesag. Hulle wou onafhanklik wees, 'n republikaanse ideaal. En die Afrikaner se voorsate. Hulle het volgens die argument grootliks in die Kaap onder Britse regering gebly. Hulle het binne daardie stelsel ontwikkel. So, heeltemal verskillende ervarings en die teks het dit gelei tot verskillende kultuurlike geheues. Presies, ander maniere van dink oor jouself en jou plek in die wêreld. Dis die kern van sy argument oor die historiese wortels. Goed, so daai basiese verskil, onafhanklikheidstrywe versus aanpassing, dis die ding wat hy sê vandag nog deurspeel. Dis presies sy punt, en hy bou daarop deur te wys op wat hy glo 'n herhalende patroon is. Iets wat hy sê keer op keer gebeur en die verdeeldheid eintlik versterk. 'n Patroon? Wat 'n patroon? Hy beskryf dit min of meer so: boergesintes stig 'n organisasie, dikwels met 'n duidelike republikeinse doel of selfbeskikking. OK. Dan, sê hy, raak mense betrokke wat hy beskryf as Afrikaner gesind is. Hy gebruik nogal sterk terme soms, Afrikaners met boeremaskers, of hy haal ander aan wat praat van makolifante. Sjoe. En wat gebeur dan volgens hom? Oor tyd, sê die teks, neem hierdie groep dan die leiersels oor die administrasie en hulle stuur die organisasie in 'n rigting wat hy beskryf as wel meer liberaal, meer aanpassend, weg van daai oorspronklike onafhanklikheidsideaal. Gee die boek voorbeelde hiervan, is nogal 'n sterk bewering. Ja, hy noem wel 'n paar spesifieke gevalle. Hy praat oor Radio Pretoria, wat Pretoria FM geword het. Hy sien dit as 'n skuif na 'n meer kommersiële, minder gefokusde uitsaaier. OK, en nog? Hy noem ook die Afrikaner Volksfront, die AWF. Hy sê dieselfde ding het basies daar gebeur. Selfs die Bokkiewek word genoem, 'n skuif van wat hy sien as 'n konservatiewe kultuurding na 'n breër, meer algemene kunstefees. En die rede vir hierdie skuif, volgens die teks? Hy argumenteer dat ekonomiese oorwegings dikwels begin swaarder weeg as die oorspronklike beginsels. Geld bo ideologie basies. En die uiteinde, wat gebeur met die oorspronklike groep? Wel, die gevolg vir die skrywer is dat daai oorspronklike boergesindes dan onttrek. Hulle voel die organisasie verteenwoordig hulle nie meer nie. En dan lyk dit van buite af. Presies. Dan lyk dit, volgens hom, verkeerdelik, asof boere net nie kan saamstaan nie, terwyl hy argumenteer, dis eintlik 'n logiese reaksie op 'n agenda wat verander het. Hy noem ook vinnig die idee van postmodernisme, wat vir party mense die hele idee van 'n vaste groep identiteit bevraagteken. Dit dra ook by, sê hy. Reg. So, dit bring ons by vandag. Hoe lyk die prentjie nou, volgens hierdie bron? Hoe beskryf hy hierdie BASA 21 groep?
Kyk, die teks skets 'n taamlik gefragmenteerde prentjie. Hy sê die groep is grootliks identiteitsloos en diep verdeeld, juis as gevolg van hierdie historiese lyne. Hy sien basies 3 hoofgroepe vandag. Goed, wat is hulle? Eerstens die kontemporêre Afrikaner. Hy beskryf hulle as meer liberaal, geneig om aan te pas en soms selfs krities oor 'n aparte boeridentiteit. Okay? Groep nommer 2. Dis die moderne boer, steeds volgens die teks baie gefokus op republikeinse ideale, selfbeskikking en dikwels heeltemal los van die hoofstroom politiek of organisasies. Hulle het soort van onttrek. En die derde groep, jy het gesê daar's 3. Ja, en die een is volgens die skrywer waar baie van die deurmekaar spil lê, die boer-Afrikaner. Dis 'n tussengroep. Hoeso? 'n Tussengroep? Wel, hulle dalk simpatie met die boerideale of neigings in daai rigting, maar hulle identifiseer steeds hulle self as Afrikaners. Of, sê die teks, dis dalk Afrikaners wat voorheen meer liberaal was, maar nou onnigter is en bietjie nader aan die boergroep beweeg het. So hulle sit so 'n bietjie tussen 2 vure. Presies. En daai identiteitskonflik nie heeltemal een of die ander nie, dis volgens die boek die kern van die onsekerheid en verdeeldheid wat ons vandag sien. Hy stel dit so: die liberale Afrikaner weet hy's Afrikaner. Die boer weet hy's boer, maar hierdie boere-Afrikaner groep, sê hy, sit vas. So die groot insig wat ons uit hierdie spesifieke bron kan saamvat, is dat hierdie verdeeldheid waarvan hy praat, nie net oor vandag se politiek gaan nie. Nee, glad nie. Die argument is dat dit die resultaat is van eeue se verskillende paaie, een van onafhanklikheid soek en een van aanpas by die sisteem. Reg. En dit los ons met 'n nogal belangrike vraag, nê, wat direk uit sy analise kom. Ja, nee, absoluut. As hierdie historiese patroon van skeiding en veral daai identiteitsverwarring in die middelgroep, die boere-Afrikaner, regtig so diep is soos hierdie teks sê. Wat beteken dit dan vir enige poging om 'n soort verenigde front te skep, 'n enkele identiteit vir hierdie diverse groep mense? Presies, kan dit werk? Dis 'n uitdaging wat die